Goeiedag geliefde vriend en welkom by ons laaste dag van hierdie week se reeks wanneer rus onmoontlik voel. Ek is Pastoor Retief Boysen en vandag bring ons alles bymekaar wat ons oor Jesus se rus geleer het hierdie hele week. Met die finale waarheid wat jou denke absoluut kan verander. En dit is die volgende: rus is nie net 'n emosionele toestand nie, dis eintlik 'n geloofskeuse. Dit gaan oor ons geloof. In ons wêreld word rus dikwels gesien as iets wat jy nie verdien. Ofwel, eintlik wil ek sê, rus kan jy net verdien as jy hard gewerk het. Maar in die koninkryk van God begin jy vanuit rus uit. Jy begin met rus. Want wanneer jy vertrou dat God werk, selfs wanneer jy nie kan nie, dan besef jy waar rus vandaan kom. Rus is nie die uitpunt vir ons nie, dis eintlik die beginpunt van ons geloof. Die Hebreërs skrywer sê dit vir ons so in Hebreërs 4 vers 10. Want almal wat in hierdie rus van God ingaan, sal self rus van hulle moeitevolle arbeid, soos God ook van sy eie skepingswerk gerus het. Dit beteken nie jy gee op of raak passief nie. Dit beteken jy hou op om God se plek te probeer inneem. Daai is belangrik. Dis nie my en jou rol om God se werk te probeer doen nie. Jy sê iets soos die volgende: ek vertrou dat hy besig is agter die skerms. Of iets soos: ek hoef nie alles in plek te hou nie, want die Here, hy hou my vas. Rus sê ek hoef nie paniekerig te wees nie. Rus sê ek hoef nie alles self te verstaan nie. Rus sê ek hoef nie my waarde te bewys deur my prestasies nie. Geliefde, God doen van sy grootste werk terwyl ek en jy rus. Dis belangrik. Hoor gou wat sê Psalm 127 vers 2. Dis 'n kosbare Psalm. Ter vergeefs werk julle so hard, van vroegoggend tot laatnag, soos julle swoeg om te bestaan, maar vir hulle wat hy liefhet, gee hy dit in hulle slaap. Geliefde, dis amper onlogies vir die menslike verstand om te dink die Here gee vir ons terwyl ons slaap. Terwyl jy slaap, werk hy. Terwyl jy tot bedaring kom, dan voorsien hy. Terwyl jy rus, dan vorm hy. Dis nie jou krag nie wat jou dra nie. Dis nie my krag wat my dra nie. Dis God se genade wat ons dra. En jy rus nie net vir fisieke herstel nie. Jy rus omdat jy glo dat God goed is, teenwoordig is en eintlik in beheer is. Veral omdat ek en jy besef ons is nie in beheer nie. So, is daar 'n area in jou lewe waar jy probeer om alles in beheer te hou, nê? En dit tap jou net leeg, dit mergel jou uit. Wat beteken dit vandag vir jou om daardie area of areas van jou lewe, areas van beheer, oor te gee aan die Here en so rus te vind? Prakties wil ek jou uitdaag. Skryf hierdie geloofsaksie neer, nê? Dis iets wat ek wil hê jy moet sommer neerpen. Skryf: ek kies om te rus want God werk. Ek kies vertroue bo beheer. Dan vra jy jouself, wat kan ek los om te wys dat ek God werklik vertrou? Wat kan ek nie agteroor sit nie, maar jy gaan rus in daai gedagte dat die Here kan hier oorvat en hier beheer neem. En dan wil ek jou vra om saam met hierdie geloofsverklaring te maak. Sê dit: ek rus nie omdat ek klaar is nie, ek rus omdat God aanhou werk. Ek kies om hom te vertrou, selfs in die stil tye. Geliefde, rus is 'n geloof en dis geloof in aksie. Dis nie traagheid nie, dis nie passiwiteit nie, dis eintlik oorgawe. En ek wil jou aanmoedig, moenie terugval in jou ou patrone nie. Bou verder op hierdie ritme van rus. En as hierdie week vir jou betekenisvol was, dan wil ek jou vra, nooi iemand om Sondag saam met jou kerk toe te kom, né? By Beleef in Alberton 9:00 het ons 'n diens en almal is welkom. In Meyerton het ons 5:00 'n diens, Meyerton in Gauteng, né? 5:00 het ons daar diens en almal van julle wat aanlyn inskakel. So lekker om julle saam te sê. Vertel vir mense van hierdie kanaal, nooi hulle om saam met jou te kyk of stuur vir hulle hierdie boodskappe aan. Julle is vir ons is 'n so groot voorreg om saam met julle te wandel en ek vertrou werklik dat hierdie week van rus en die ritmes van God jou gedagtes in jou hart geskuif het en jou geloof weer momentum gegee het. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, so baie dankie dat wanneer ons in 'n ritme van rus kom, wanneer ons werklik U vertrou, en vandag wat ons hoor, dat wanneer ons slaap, selfs in ons slaap, gee U vir U bemindes. U gee vir ons rus, U gee vir ons vrede, U gee vir ons soveel dinge, net wanneer ons rus. En dit praat nie net van slaap nie, maar dit praat van tot rus te kom en weet dat U is in
beheer. En daarom vra ek vandag, Here, vir daai genade, dat ons in dit sal bly wandel, waar ons so maklik net beheer terugneem, self planne wil maak. Dis belangrik, Here, dat ons spit. Dis belangrik dat ons arbei. Dis belangrik dat ons ywer. Maar Here, ons moet dit nie doen in ons eie krag, in ons eie verstand en ons eie vermoëns nie. Here, ons moet dit doen in ritme saam met U. En Here, ek wil U loof en U eer net vir hierdie week se reis en om te weet dat die juk wat ons dra, waar ons begin het hierdie week met Matteus 11, dat die juk wat U dra, wat U vir ons gee, is sag en hy rus reg op ons skouers en dan stap U saam met ons in daai juk en dit bring vir my soveel vreugde in my binnekant om dit te weet. So ons gebed vandag in die mooi naam van Jesus. Amen en amen. Geliefde, ek sien jou môre op hierdie platform. Gaan in vrede. Totsiens.